Goeiedag julle. Ek hoor vandag 'n stem uit die hemel wat verklaar daar in 1 Petrus 5:6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hoor jy dit? Sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hier herinner die Here ons dat geestelike bevordering nie van mense afkom nie. Dit kom van God af. Maar voor verhoging, die verhoging daar in vers 6, kom daar eers nederigheid, toetse en voorbereiding en geleer om op die Here te wag. Dit doen ook God deur die volgende 5 stappe en tekens. As jy hierdie 5 tekens, nie 1 of 2 van die 5 nie, maar al 5 in jou lewe ervaar, dan moet jy weet, is jy in God se hande, en jy moet weet, dan is God besig om jou te posisioneer vir meer. En jou seisoen van geestelike opkoms en verhoging, daar in vers 6. Dis wat Jesus die pottebakker op sy draaitafel doen. Hy vorm ons en hy leer ons, maak ons na sy wil. Die 5 tekens om op te let dat die Here jou voorberei vir hierdie spesifieke verhoging in vers 6 in jou verhouding met Jesus Christus is die volgende. 5 tekens. Hierdie 5 punte, hierdie 5 tekens gebeur nie oornag nie. Moenie dit dink nie. Hier gaan ons nie 'n kort pad vat nie. Dit kom met tyd. Nou, my eie tyd so ver verloop al 6 jaar. En wat is hierdie 5 tekens? Wat sien ons daarso? Die eerste teken is ongewone isolasie. Wat beteken dit? Dit is as God jou intrek in 'n seisoen van stilte en afsondering in jou lewe. Dit is nie verwerping nie. Dit is voorbereiding agter die toegordyne waar Jesus ons sy lewenslesse leer vir die groot eksamen wat vir elke mens voorlê. Maak nie saak wie hy is nie. Jy mag dalk dink daar sal nie so 'n dag in jou lewe aanbreek nie, maar dit kom, ek verseker jou dit kom. Wees eerder voorbereid daarop as onvoorbereid, want die Satan, die brullende leeu, loop rond en hy soek wie hy kan verslind. Die tweede teken is geestelike aanvalle. Die vyand, Satan, is op sy gevaarlikste en ergste, wanneer hy weet, jou deurbraak is op pad en dis naby. As 'n ongevraagde berg van wanhoop voor jou opdoem, en die storms van die lewe in en om jou woed, dan moet jy weet daar is iets groots op pad vir jou. Die derde teken, jy word deur God uit jou gemaksone gestoot. Wat voorheen vir jou gewerk het, dit werk nie meer nie. Jy voel ongemaklik waar jy in jou geestelike lewe was, want God rek nou jou kapasiteit vir dit wat kom. Die vierde teken, ongewone guns in tye van benoudheid. Selfs in jou allermoeilikste tye begin dinge vir jou uitwerk. Deure gaan net oop, dinge begin sin maak en hulp kom uit onverwagte hoeke wat jy nooit verwag het nie. Dit kom uit onverwagte oorde en van mense af. Dit gebeur alles deur God se wil, omdat God dit so wil. En dan kom die hongerte, die 5de teken. 'n dieper honger na God. Jy voel en ervaar 'n geestelike honger in jou, wat jy nie ken of kan ignoreer nie. Dis nie afstand van God nie, dis 'n uitnodiging om nader na Jesus toe te beweeg as hy sê, kom na my toe, met alles in jou, kom buig jou knie voor Jesus Christus vandag. Ek het die afgelope tyd gebid vir meer geloof en 'n wonderwerk, omdat ons gesin 'n wonderwerk wat net God kan doen, so nodig het.
Is dit nou na die 5 tekens iets om op te let, nee, dat die Here jou voorberei vir 'n verhoging in jou verhouding met Jesus. En ek vertel jou hoe God dit die afgelope 6 jaar in ons gesin en in my persoonlike lewe laat gebeur het. Ek gaan die 6 jaar sommer in baie kort opsom, maar as jy die volle storie wil hoor, dit is op YouTube. In die 6 jaar is my dogter se been bo die knie 3 keer geamputeer. En in totaal tot vandag toe was sy 79 keer onder narkose om die etter te drein en ander operasies te doen. 6 jaar lank op alle tipe antibiotika wat jy aan kan dink. En volgende maand moet die stompie die 4de keer geamputeer word om die been te behandel, sê die mense in die Kaap. In die begin was sy in COVID-tyd in George Hospitaal opgeneem en ons kon haar amper nooit besoek het nie. Jy onthou mos die eerste teken, ongewone isolasie nie. Ja, dis die ongewone isolasie wat ons deur is. Dis iets wat nie moes gebeur het nie, maar wat wel gebeur het. Baie verwarringe in ons familie het ontstaan. 6 jaar lank staan ons gesin op en ons wonder hoe hierdie dag sal eindig. Wat was die tweede teken? Is geestelike aanvalle, nee. Die vyand, Satan, is op sy gevaarlikste en op sy ergste, wanneer hy weet jou deurbraak is naby. Ja, die been is alreeds 3 keer bo die knie geamputeer, soos ek gesê het, en die volgende amputasie is op pad, die 4de een. Die 4de een is geskeduleer vir 30 Julie 2025 in Kaapstad. En ons moet kontant betaal voordat hulle opereer. En die koste beloop 400.000 rand wat ons nie het nie. Jy onthou mos daai 3de teken, nee. Jy word deur God uit jou gemaksone gestoot. Ja, dis tyd dat jy leer om by God te bly en te luister wat hy sê. Ons het wel 'n backup buddy kampanje begin om hierdie 400.000 rand in te samel, maar tot dusver het ons net 158.000 ontvang. En volgende maand moet ons 400.000 betaal. Nou donderdag 13 Junie 2025 was hy weer by die dokter hier in Nysna. En die dokter draai en hy loop sulke snaakse draaie. Hy loop op en af. Hy draai 'n rekkie in sy hand. Hy vrommel daai rekkie op soos hy loop en ding. En toe sê hy, ek dink, ek weet, na 6 jaar waar die probleem lê. En sal Dinsdag 17 Junie 25 toetse doen. 4de teken, ongewone guns in tye van benoudheid. Dis al hoe ek dit kan noem. Hoekom het die dokter so gesê? Ek sê maar net wat hy vermoed, maar ek glo dit kom van die Here af. Die dokter vermoed 'n lekkasie deur die maagwand of die darm, wat dan afloop in die been in. En wat nou in die beenmark binne gedring het. Wat ek wil sê is dit, God werk anders as wat ons dink. Natuurlik moet ons van ons kant af ook probeer en dinge doen wat ons kan doen, nee. Ek meen, ons gaan nie nou in 'n gemakstoel sit en wag dat God alles vir ons moet doen nie. Hy werk nie so nie. Ons probeer geld insamel en skielik neem dit drasties af terwyl ons nog 242.000 rand kort. 5de teken, 'n dieper honger na God. Dus, terwyl ons op God wag, het die Here alreeds die probleem vir ons opgelos. Ek glo vas, die 158.000 rand wat God alreeds voorsien het, sal genoeg wees om Tanya se operasie in Nysna te dek. 5de teken, 'n dieper honger na God. Ja, as jy eendag in jou storms kom, en die storms ruk en pluk jou heen en weer en jy weet nie wat se kant toe en jy weet nie waar om vas te hou nie en jy weet nie wat om te gryp nie en jy wonder waar God is. God lê in jou boot, jou hart. Hy wag vir jou. Hy is daar. Dit maak nie saak hoe sterk die stormwinde waai nie. Here, ek sal nie wankel nie, want U is die vaste rots waarop ek staan. Ek loof en gee U al die eer wat ek kan, in die naam van Jesus.
ontvoer verhoog, Here, glo ek, en ek bid dit in Jesus se naam. Amen.